Egskeiding tussen 'n Christen en 'n nie-Christen. 1 Korintiërs 7, vandag vers 12 tot 14. Maar aan die ander sê ek, nie die Here nie, as 'n broer 'n ongelowige vrou het wat instem om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. En 'n vrou met 'n ongelowige man wat instem om by haar te bly, moet nie van hom skei nie. Die ongelowige man is immers deur sy gelowige vrou geheilig. En die ongelowige vrou is deur haar gelowige man geheilig. Anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Nou goed, die apostel Paulus het eers met 'n eerste groep getroudes gepraat. En daai eerste groep het bestaan uit 'n Christenman en Christenvrou wat albei Christene geword het. Albei het tot bekering gekom. In ander woorde, hulle was ongelowiges, hulle is getroud as ongelowiges, maar toe hulle die evangelie hoor en die Here werk die geloof in hulle harte, toe het beide man en vrou tot geloof gekom. Maar nou in vers 12 tot 14 kom ons agter hier is nou ook 'n tweede groep, 'n ander groep getroudes. En hierdie ander groep getroudes bestaan uit 'n broer, dit wil sê 'n Christenman. Nou broer is mos maar 'n term wat gebruik word vir 'n gelowige, medegelowige. Is 'n broer en dan ook 'n ongelowige. En ook andersom, 'n vrou, en ons veronderstel, dit beteken ook in hierdie konteks 'n Christenvrou wat getroud is met 'n ongelowige man. So dis die tweede groep getroudes. Twee mense wat getroud is as ongelowiges, maar na hulle huwelik het een van die partye tot geloof gekom. Nie albei nie, net een van hulle. 'n Broer is getroud met 'n ongelowige vrou of 'n gelowige vrou is getroud met 'n ongelowige man. Dis die situasie. Maar nou sê die apostel Paulus iets hier wat vir ons nogal kommerwekkend is, as ons dit nie reg verstaan nie. Hy sê in vers 12, aan die ander sê ek, nie die Here nie. Nou wat op dese aarde bedoel die apostel hier? Sê hy nou, hy dink nou sommer iets hier uit, of hoe moet ons nou hierdie verstaan? Nee, hy sê nie, hy dink iets maar hier uit nie. Hy sê dat hy nie hier 'n direkte bevel van die Here aanhaal nie, maar dat hy met apostoliese gesag onder en deur inspirasie van die Heilige Gees 'n toepassing maak. Dit is dus sy toepassing as apostel, gesagvolle toepassing as apostel op hierdie spesifieke vraag, 'n toepassing in hierdie bepaalde situasie. So hy sê dus, nee, ek haal nie nou hier 'n direkte bevel van die Here aan nie, maar Gees geïnspireerd verskaf hy die huweliksetiek, verskaf hy 'n uitkoms, lê hy die reël neer vir hierdie bepaalde omstandigheid. So dit wat ons lees in vers 12 tot 14, het nog steeds gesag. Dit is nie iets wat ons moet op sy skuif, asof dit nou maar net Paulus se mense idees is nie. Ons beskou dit steeds as woord van God. Nou goed, onthou nou net weer die konteks hier, ek het dit reeds genoem, maar kom ons hou dit net in gedagte. Dit gaan hier oor twee ongelowiges wat reeds getroud is, en toe het een van die partye tot geloof gekom. Baie belangrik om dit vas te hou, want anders sou ons begin dink, dat die apostel Paulus dit goedkeur, as 'n gelowige aan 'n ongelowige verloof raak en dan trou. Maar elders in die skrif word dit baie duidelik, dat die Here ons beveel, dat 'n gelowige nie met 'n ongelowige in dieselfde juk moet trek nie. 'n Gelowige moet nie verloof raak of trou met 'n ongelowige nie. Maar dit is nie die situasie hier nie. So Paulus keer nie daai situasie goed nie. Hy sê nie 'n gelowige kan nou ewe skielik met 'n ongelowige trou nie, want die situasie hier is heel anders. Die twee is reeds getroud, en toe daarna, toe kom een tot geloof in Christus. Hou dit vas, hou dit in gedagte. Maar nou ontstaan die vraag, en dit was die vraag van hierdie paartjie, van hierdie gelowiges in die gemeente. Hulle vra nou vir die apostel Paulus, is dit nie beter dat die Christen dan eerder van die ongelowige eggenoot sal skei nie? Is dit nie beter dat daar 'n breuk in die verhouding kom nie? Hulle het waarskynlik so gedink dat dit beter is om te skei van die ongelowige, want hulle het gereken die ongelowige maak die gelowige onrein. Maar dan lê die apostel Paulus die reël neer. En die reël is dat die Christen nie 'n rede het om te skei as sy ongelowige eggenoot getroud wil bly nie. Dit geld vir 'n Christen getroude man of 'n vrou. Kyk gou in vers 12. As 'n broer 'n ongelowige vrou het wat instem om by hom te bly. Nou onthou weer, om te bly
In hierdie konteks, soos ons in die vorige verse gesien het, dit beteken om saam te bly in die sin van die huwelik, om in die egverbind te bly. So die ongelowige stem in, dat hy of sy gaan bly. Wat dan? Dan moet die gelowige broer nie van haar skei nie. Dieselfde geld ander kant toe ook. 'n Christenvrou wat met 'n ongelowige man getroud is, en waar die ongelowige man instem om te bly, sy moet nie van hom skei nie. Die beginsel is altyd dat God egskeiding haat. En soos ons ook later sal sien, hier in vers 15, ons is geroep om in vrede te leef. En dit is die Christense roeping ook in hierdie situasie. Die Christen wil die vrede handhaaf, die Christen soek nie aktief na egskeiding nie, maar as die ongelowige instem om te bly, dan bly hulle, dan moet hulle nie skei nie. Ons moet hier mooi raak sien, dat dit telkens die Christen is wat die vrede wil handhaaf, wat eintlik die behoud van die huwelik soek. Die Christen is nie daarop uit om die verhouding te verbreek nie, en die Christen is ook nie daarop uit om die ongelowige gevangene te hou nie, om die ongelowige te verplig om te bly nie. Die ongelowige kan loop, as dit is wat die ongelowige wil doen. En in sulke situasie, dan is daar wel Bybelse rede, Bybelse gronde, om dan te skei, aangesien die ongelowige nie wil bly nie. So die Christen gaan tot die uiterste om die verhouding te behou, maar hy kan nie van die ongelowige in 'n tronk toesluit nie, hy kan hom nie 'n gevangene maak nie. En daarom kan die egskeiding dan plaasvind as die ongelowige nie instem om te bly nie. Nou hierdie tipe huwelike tussen 'n gelowige en 'n ongelowige gaan natuurlik gepaard gaan met geweldige moeites en misverstande, want hierdie twee partye leef nou en tree nou op vanuit twee radikaal verskillende wêreldbeskouings. Maar Paulus sê dat die Christene nogtans nie sommer so moet skei nie, want die huwelik is selfs in hierdie tipe situasies iets wat hoog geëer moet word. Vrede moet gehandhaaf word so ver as wat dit moontlik is. In vers 14 word dit vir ons duidelik waarom hierdie vraag opgeduik het. Ek het al reeds iets daarvan genoem. Dit gaan oor onreinheid, reinheid en onreinheid. Die Christene in hierdie gemengde huwelike, die huwelik tussen 'n gelowige en 'n ongelowige. Die Christen was bekommerd dat hulle en hulle kinders besmet word, oftewel dat hulle ontheilig word, dat hulle onrein gemaak word, omdat hulle nou verbind is aan 'n ongelowige. Maar Paulus sê dat die gelowige nie deur ongeloof besmet word nie, maar eintlik die teenoorgestelde. En dis nogal baie besonder, baie troostryk. Die ongelowige word eintlik besmet, in aanhalingstekens, as ek dit in 'n positiewe sin kan sê, die ongelowige word eintlik besmet met die gelowige. Kyk in vers 14. Die ongelowige man is immers deur sy gelowige vrou geheilig. Dis besonder, is dit nie? Hy word deur die gelowige vrou geheilig. En die ongelowige vrou is deur haar gelowige man geheilig. Anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Nou is die kinders ook heilig op grond van die gelowige vrou of die gelowige man, wat die situasie dan ook al mag wees. In ander woorde, dit is nie die ongeloof wat afsmeer op die gelowige nie, maar dit is eintlik die gelowige wat afsmeer op die ongelowige. En dit is nou maar 'n manier om dit uit te druk. Ek weet nie regtig wat beter woorde sou wees om hierdie wonderlike situasie eintlik beter te beskryf nie. Die punt is, die gelowiges staan in 'n verbond met God, en 'n verbintenis, selfs 'n huweliksband met 'n ongelowige, kan nie daai verbond ongedaan maak nie, kan nie die Here se beloftes verhinder nie. Die gelowige en sy kinders, of die gelowige en haar kinders, is erfgename van die verbond. Hier kan ons Handelinge 2 vers 39 onthou. Daar staan, die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders. Ook vir julle kinders. Die apostel Paulus sê in ander woorde, dat in hierdie spesifieke situasie waar een party tot geloof gekom het, hoef hulle nie te skei nie. Dis nie 'n moet nie. Die gelowige en sy of haar kinders word nie onrein gemaak deur hierdie verbintenis nie. Inteendeel, op een of ander mooi, misterieuse manier wat ek nie 100% verstaan nie, op een of ander manier word die ongelowige geheilig.
Nou moet ons die woord heilig ook in hierdie verse goed verstaan. Wat bedoel die apostel Paulus met heilig? Wel, ons gaan dit beter verstaan as ons dit lees saam met hierdie woord onrein. Onrein is 'n seremoniële term. Is 'n term wat gebruik is in seremoniële opset, waar iets onrein is, waar dit nie kan in God se teenwoordigheid kan wees nie. Maar om iets te heilig in 'n seremoniële sin beteken dat dit afgesonder word. Afgesonder vir die Here. So iets besonders gemaak word vir die Here. Die Here maak dit afgesonderd. Die Here maak dit heilig. So ons moet nie dink dat heilig in hierdie verse beteken dat die ongelowige of dat die kind outomaties sommer so gered word nie. So asof die ongelowige of die kind nou outomaties salig is omdat die kind 'n kind van 'n gelowige is of omdat die ongelowige getroud is met 'n gelowige nie. Dis nie wat heilig hier beteken nie. Heilig beteken nie outomaties gered nie. Heilig beteken nie ewe skielik dat die persoon moreel skoon is nie. Met heilig word hier bedoel afgesonder. Die ongelowiges in hierdie verhouding en die kind in hierdie verhouding of kinders in hierdie verhouding word op 'n manier betrek in die verbond. Hulle kry op 'n manier deel aan die voorregte van die genadeverbond. Die ongelowiges kan nie die Here se genade en die Here se verbond ongedaan maak nie. So terloops, en dit is nou regtig net 'n nota hier op die kantlyn, maar hierdie vers verskaf vir ons nou baie goeie rede ook om ons kinders te doop. Ons kinders te doop, want ons kinders, die kinders van gelowiges, is heilig, is afgesonder. En daarom het ons in hierdie vers, saam met tekste soos Handelinge 2, goeie rede om ons kinders te mag doop en ook ons kinders te moet doop. Want ons sien hier dat hulle op 'n baie unieke en 'n besondere manier deel is van die Here se genadeverbond. Kom ons bid saam. Vader, in ons lewe in hierdie wêreld is daar soms geweldige komplekse situasies, veral wanneer dit kom by ons verhoudings. Miskien is daar iemand wat ook vandag hierdie video kyk en die persoon is 'n Christen wat getroud is met 'n ongelowige. En dit gaan gepaard met baie moeite en soms met baie verdriet. Maar sal u asseblief daardie persoon help om op 'n godvreesende manier te soek na u wil binne in hierdie moeilike situasie waarin hy of sy hom of haar bevind. Amen.